Unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a single grain. But if it dies, it produces much fruit. Dis die woorde van Jesus wanneer hy in Johannes 12 vers 24 oor sy dood praat. Sy dood wat naby is, sy dood wat die mense om hom en die disippels nie verstaan nie. En hierin wys hy vir ons hoe die afwaartse weg werk. Saadjies lyk pragtig in hulle pakkies in die winkel. Hulle lyk amper perfek, stil en rond en mooi, maar hulle is nutteloos. Hulle het geen waarde in hulle verpakte vorm nie. Hulle kan slegs van waarde wees as hulle in die grond begrawe word, as hulle oopbreek, as hulle sterf. En ek is in lydenstyd so intens bewus van my eie egoïse vermoë om perfektheid as 'n geloofwaardige karaktereienskap voor te hou. Om nie in die messiness van grond te val, in die vuil word, in die oopbreek van grond te val nie, om nie te wil sterf nie, want my perfektheid en hoe mense my sien, tel vir my baie, en lydenstyd nooi vir my, as jy in die afwaartse weg wil gaan jy nie perfektheid na kan jaag nie. Jy gaan nie by mense die aansien wil ontvang wat jy wil hê nie. En die afwaartse weg werk nie op daai manier nie. Die afwaartse weg werk op 'n manier dat jy diensbaar is, dit werk op 'n manier dat jy gehoorsaam is, dit werk op 'n manier dat jy toegewyd in jou roeping sal wees, selfs al sien niemand nie. Selfs al is daar geen erkenning nie, dat ek in die grond in hy weggesteektheid sal werk en getrou wees, dat ek sal bereid wees om in stilte, in die donkerte van die grond, sal ek steeds vashou dat God in my en deur my werk. Kristen Stanfield, hy is die musiekleier by Passion City Church en hy het 'n baie rou en eerlike lied geskryf waar hy die volgende sê: If you want a resurrection, then a dying has to happen. But this death is not the end. It's where your life begins. Vriende, dit is die afwaartse weg se paradoks, dat lewe begin by dood. Nie om vas te klou aan wat ek dink is lewe nie, maar om oor te gee aan die lewe van 'n saadjie wat in die grond gaan, weggesteek word en ten einde nuwe lewe bring. Mag jy vandag beleef, die stilte en die wegsteek beteken nie God se verwerping nie. Dit beteken nuwe lewe is op pad. Kom ek bid vir ons. Lewende God, mag ons besef soos klein saadjies wat in die grond moet gaan, doodgaan, om nuwe lewe te bring. Dat dit wat ek deurgaan, om afwaarts te beweeg, is nie noodwendig agteruit beweeg nie. Dis nader aan u lewe en die roeping vir my. In Jesus se naam. Amen.